Ja, maar dat was vir my so cool, ek het so graag 'n foto geneem daarvan. Dit is ietsie so klein, maar ek het by die lughawe aangekom nou dink ek by myself van nou, ek het nie sy nommer nie, hoe die hel gaan ek weet waartoe om te gaan? Letterlik hier staan iemand met my bordjie met my naam op, Carissa, Pisboon, ek sê, dis ek! Hallo! En dit was vir my verskriklike groot oomblik, al was dit iets so klein. Die om werk te kry was baie moeiliker vir my, want ek is 'n sportmeisie. Ek is nie 'n geraamte nie, al wil ek baie keer wees, hou ek maar by my roots, maar buiten elke dag gewerk. Ja, buiten dit in Parys is 'n baie klein mark, baie klein, maar die groot voordeel van dit is dis elke model moet daardeur gaan. Hoekom? Want dit is die groot kliënte is daar. Ek was in Milan gewees en heerlik, amper reg om huis toe te gaan en my agent in Kaapstad het my laat weet dat hier 'n groot option op my is. Option soos ek is een van 'n paar meisies wat die kliënt regtig van hou wat nou die produk wil verkoop. En dis nou oor die hele wêreld. Oor die hele wêreld omdat dit 'n worldwide produk is. Ja, so al is hy in Suid-Afrika ook beskikbaar. En sy het my laat weet en sy het gesê hulle is baie opgewonde oor my, maar so opgewonde dat die kliënt self na my toe gaan vlieg in Milan om my te ontmoet, want omdat dit so groot produk is, wil hulle nie net nog 'n model hê nie. Hulle wil 'n persoon hê wat met die lesers as ook die mense wat die produk sien kan aanklank vind. So dit was die groot ding, hulle wou letterlik my leer ken. En dit was moeilik, dit was half soos 'n challenge, want hoe leer jy iemand ken in 'n paar uur? En ek het my bes probeer en ons het mekaar vinnig geleer ken en ek het maar net myself gebly. En toe ek op Abu Dhabi stop en ek loop toe na my boarding gate toe en ek gaan sit so, maar dis laat die aand, dit is hier so by 2 uur die oggend. Ek is so moeg, ek het nie 'n ding geslaap in die vliegtuig nie. En toe ek daar gaan sit, is daar so 2 ouens wat so 'n paar meter van my Afrikaans praat, maar ek begin snot en trane vir jou huil. Ek begin so huil, hulle kom na my toe en hulle sê vir my, is jy okay, mevrou? Ek sê, moenie met my Afrikaans praat nie, ek kan dit nie nou hanteer nie. Praat hulle Engels verder en toe sê ek dan okay. So, dit was verskriklik vreemd gewees. So, hoekom het jy gehuil? Omdat jy so echt na jou familie verlang, na die taal verlang? Dit is so vreemd. Ek dink mense kom regtig agter hoe mens kultuur, spesifieke kultuur, asook soos familie en vriende en ook taal mis. As jy so weg is, ja, want sy mis Afrikaans, want niemand praat nie en dis anders as jy in 'n plek is waar niemand dit praat nie maar van dit weet, maar daar weet niemand van dit nie. So as ek dit praat, dan klink dit vir my soos Grieks of hulle. Ja. My CD saamgevat en my CD Walkman het ek saamgevat en my iPhone, my iPad, met my Afrikaanse musiek ook en ek het elke aand geluister. Ek het saam gesing as ek moeg was vir Engels en ek het lekker gedans en gesing en gemaak asof ek two-step my koshuis dans gedoen het met een of ander iemand wat nie daar was nie. So eendag, op 'n eendag mag dit dalk so wees, fingers crossed, ook eendag dalk my naam kan maak as 'n aktrise.